Goeiemôre, ek is Fanie Cronje en ek is die politieke risiko-ontleder vir Approach Profit Managers. So in hierdie insig Fanie pleegpolitiek vandag praat ek so bietjie oor Afrika en Suid-Afrika. Nou, daar word baie gepraat oor Afrika en Suid-Afrika en deel van Afrika natuurlik, meneer Malema van die EFF wat natuurlik wil hê dat ons almal Afrika moet een groot land wees en so aan, maar kom ons kyk wat in effek gebeur het. Voor en tydens 1994 verkiesing het die hele Afrika opgekyk na Suid-Afrika, na die voorbeeld van Suid-Afrika om 'n vreedsame oorgang te bewerkstellig, enerzijds en tweedens 'n werkende demokrasie daar te stel. En aanvanklik met ons eerste president Nelson Mandela het dit goed gelyk en goed gewerk. Selfs met president Thabo Mbeki en die ekonomie het gegroei en baie goed gegroei. Maar toe het die vigs probleem van Thabo Mbeki gekom en ja, daarna het die Jacob Zuma era van staatskaping aangebreek. En wat eintlik gebeur het, is dat Suid-Afrika Afrika geword het, en nie Afrika het Suid-Afrika geword nie. So dit was amper soos in die onderwys wat hulle sê, is mens afdaal na daai vlak toe. So korrupsie is endemies geword, ensovoorts, sodat ons almal weet wat die probleme vandag is. Die goeie nuus is natuurlik, ons het weer 'n kans. Die 2024 verkiesing bied koalisiekanse en samewerkende regering kanse. Dis duidelik dat daar niemand weer gaan 'n volstrekte meerderheid kry nie. So 'n koalisie sal moet gevorm word. Ek dink Afrika kyk weer en hoop weer dat ons kan leiding neem en wys hoe word suksesvol samewerkende regering gedoen en op die been gebring en kan dit gebeur. Nou, ek is bietjie skepties oor wat op die nasionale vlak kan gebeur, maar ek glo dat ons hier in die Weskaap, waar die DA dalk ook nie 'n volstrekte meerderheid gaan kry nie, kan dalk 'n baie goeie voorbeeld stel van hoe koalisieregering effektief kan werk. Ek dink dit is baie belangrik dat dit gebeur en dat ons hierdie kans aangryp en nie weer vir Afrika val nie. Ek groet jou.